Goed, volgende is die fabrieksbokoste nota. Nou dit het alles te doen met die fabriekskostes wat nie direkte arbeid of direkte materiaal is nie en slegs met die fabriekse uitgawes, geen administratiewe of verkoopsuitgawes nie, net die ekstra fabrieksbokostes. Die boekhouer het die fabrieksbokostes as soveel bereken, so daar is die fabrieksbokoste saldo en die volgende aansuiwerings moet in ag geneem word. 10% van die water-elektrisiteit is deur die kantoor gebruik en die res is deur die fabriek gebruik. So daar is die water-elektrisiteit, dis bygetel, so nou moet ons 10% van dit aftrek, want die 10% van dit, nee, ons het niks van dit is nog bygetel nie, ekskuus. So hierdie syfers is nog nie bygetel nie, dis net volgens die boekhouer. So watse bedrag gaan ek dan in my fabrieksbokoste nota skryf? Daai gaan wees nie die volle 100% van dit nie, maar slegs 90% van dit. Hoe kry ek dit? 100% van dit sluit 'n 10% in van die admin. So ons moet daai 10% van die admin aftrek. Wat jy ook kon gedoen het, is jy kon gesê daai maal met 10%, so ons kon gesê 110.500 maal met 10%, en dan gaan jy kry 11050 en dan kon jy gesê 110.500 minus 11050 en dan sal jy dieselfde bedrag gekry wat ons nou gaan kry, wat gelyk is aan 99450. So jy kon dit op die lang manier gedoen het, waar jy eers die korting, eers die admin se uitgawes bereken het, en dan daai berekende bedrag aftrek by die totale water en elektrisiteit om net die fabrieksin te kry. Of die een wat ek van nou om te gebruik is, jy gaan net sê, van hierdie totale water en elektrisiteit, van die totale bedrag van 110.500, gaan ons slegs 90% gebruik vir die fabriek, en dan kry ons 99450. So albei maniere is reg. Dan die volgende, hier is tot 31 Januarie betaal. So daai hier wat hulle vir ons gegee het, volgens die boekhouer is 11 maande se huur. Hier word volgens verskillende vloeroppervlaktes bereken en verdeel. Die vloeroppervlakte van die perseel is 1500 vierkante meter. So nou moet ons die fabrieksin bereken, so dit gaan wees 1500 minus die 450 van die kantoor en die 450 van die verkope, en dan gaan ek kry, okay, dis 600 vierkante meter is die kantoorsin. Hoe kom ons die kantoorsin bereken? Want dit is hoe ons gaan sien watter deel van die huur moet hulle betaal. Dus ons gaan die grootte van die vloeroppervlakte gebruik en dit as 'n persentasie bereken. Okay. Van hierdie totale huur, hierdie is nog net 11 maande se huur. So die eerste ding wat ons gaan moet uitwerk is, wat is daai ekstra maand se huur? So die huuruitgawe was 133.100. Dit is 11 maande se huur. So ons moet nou nog daai ekstra 12 maande se huur bytel voor ons die totale huur per oppervlakte kan uitwerk, nee. So ons gaan sê daai gedeel deur 11 gee vir my 12100. So nou gaan ek sê huuruitgawe vir die jaar is 133.100 plus die ekstra maand, dis die totale huuruitgawe vir die jaar. Nou van daai totale huuruitgawe is die fabriek se oppervlakte slegs 600 vierkante meter van die 1500 vierkante meter. So nou gaan ons sê maal 600 gedeel deur 1500 vierkante meter. En dan gaan ons kry, die fabriek gaan betaal 58080 huur. So dis belangrik om te besef dat hierdie huur slegs 11 maande se huur is en ons moet nog daai addisionele ekstra maand se huur bytel voordat ons kan bereken wat is die oppervlakte wat jy vir die fabriek moet betaal. Nee, so onthou daai, dis bietjie van 'n vangplek. 'n Bedrag van 8400 vir versekering is akkuraat na die administrasie en kosterekening, na die administrasie kosterekening oorgedra. So hierdie was vir die admin, nee. Versekering word in die verhouding 3:1 tot 2:1, wat fabriek, wat dan 3 is, die admin is 2 en die verkoops 1 toegeken. So nou hierdie is maar net 'n basiese wat ek soek op wat ek het vraagie. So ons gaan sê die versekering is 'n bedrag van 8400, maar dit is die admin bedrag, nee, van 2. So wat soek ek? Ek soek 3, wat die fabriek is, en ek het die admin bedrag. So ek gaan sê, wat ek soek is die fabriek se 3, en die 2 van die admin het ek, en dan gaan ek kry, dit is 12.600. So daar is 'n eintlik 'n eenvoudige sommetjie, klink ingewikkeld. Slegs 80% van die indirekte materiaal is gebruik. Nou kom ons gaan kyk gou waar is die indirekte materiaal. Hulle het hier vir ons gesê, die indirekte materiaalkoste voorhande. So hierdie is die materiaal wat oor is, nee, dit is die 20%, want hulle sê 80% is gebruik,
So hierdie is die voorhande, so dit is wat oorgebly, die R11.400. So nou gaan ek die indirekte materiaal moet bereken wat ek gebruik het, en hoeveel is dit? 80%. So ek gaan sê indirekte materiaal, en dit was 11.400, nou dit is weer eens, wat soek ek? Ek soek die 80, wat het ek? Ek het dit wat oor is die 20, so ek gaan sê, maal met 80 gedeel deur 20, en dan gaan ek kry 'n bedrag van 45.600. OK. Dan al wat oorbly is die waardevermindering. Waardevermindering op die fabriekstoerusting is korrek in die vaste bateregister aangeteken, maar nie na die bokoste wat die fabriekbokoste nota is aangeteken nie. Geen bates is vir in die hand gesit nie, so geen bates is verkoop of aangekoop nie. So hoe gaan ek die waardevermindering bereken? Ek gaan kyk wat was die opgehoopte waardevermindering, want wat gebeur elke jaar? Ek vat die opgehoopte waardevermindering van die vorige jaar en ek plus die waardevermindering van hierdie jaar en dan kry ek die nuwe opgehoopte waardevermindering. So stem julle saam, ek het gesê 242,500 plus die waardevermindering van die jaar gee vir ons 412,500. So as ek gaan sê die waardevermindering van hierdie jaar is 412,500 minus die vorige jaar se opgehoopte waardevermindering en dan gaan ons die waardevermindering kry van 170,000. So verstaan julle hoe ek daai gekry het? So die waardevermindering moet jy nou, julle verstaan hoe al hierdie goeders integreer met mekaar. As jy jou vaste batenotas ken en jou waardevermindering ken, dan weet jy, okay, maar die opgehoopte waardevermindering van 1 jaar plus die waardevermindering van hierdie jaar gee vir jou die opgehoopte waardevermindering aan die einde van die jaar. So mens moet so eintlik al jou goeders so goed ken en dit is so geïntegreer. Mens kan nie eintlik net een ding leer nie. So dis 170,000. So nou gaan ek daai plus, alles word geplus en ek kry my nuwe fabrieksbokoste nota se bedrag van 040 en hom gaan nou direk, hy gaan nou direk na my fabrieks bokoste toe in my produksiekoste staat. Okay, maar hulle het nie in hierdie geval dit vir jou gevra nie.